Dankbaar, yes, ek hou daarvan. Ek is 'n onderwyser en partykeer hou ek daarvan as die kinders stil by my klas, maar ander kere like ek dit as hulle teruggroet. So môre. Ja. Ek is 'n onderwyser en ek gee die kinders inskrywings vir ruil vir diesel van volgende week af, so dis amazing. Ek vra kom ons staan en kom ons loof gou 'n bietjie die Here. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. En loof op prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. En loof om prys om halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal hy staan. En hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. En loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. En loof om prys om halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo en blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof op en loof om prys om halleluja. Loof om prys om halleluja. En loof om prys om halleluja. Hy is koning, hy regeer, hy is koning. En hy is koning, hy regeer. Hy is koning, hy regeer. Wie regeer? En wie is om beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, aan hier wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, en hy is die weg en die waarheid. As niemand soos hy. En lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hoop. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Here aan hoop. Halleluja, ons koning kom. Hy kom om ons te haal. Ons doen weer vers 1. Wie regeer en wie se beheer? Wie regeer? O, en wie is in beheer? Wie is die begin
wat is, wat was en wat kom. Maar wil sing, al eer wil ek bring, my hart wil sing. Al eer wil ek bring, hy is die weg en die waarheid. En hy is die weg en die waarheid, as niemand soos hy. En lig jou handen na bo, sing halleluja, vrede aan hoop. Halleluja, ons koning kom, en loof sy heilige naam. Lig jou handen na bo, sing halleluja, vertrou hoop. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. En dan moet ek juig my Redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u. Van die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier, die grote naam. Dan moet ek juig, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik hier, u grote naam. Here, dankie dat vanoggend ons kan weet, in u grootheid sien u ons raak, en in u almag wil u by ons wees, Here. Here, dankie dat ons u vesting is, of u huis is hierso, Here. Dankie dat u binne ons wil bly, Here. Here, dankie dat u kies in hierdie hele kosmos, oral waar daar is, dankie dat u kies om in ons toe kom wil bly. Here, dankie dat u nie omgee oor ons verlede nie, Here. Here, dankie dat u omgee oor ons toekoms, en om u hand vas te hou, en op die skoot te sit, en die bors, ons kop op die bors te sit, Here, en die hartklop te hoor. Here, ek kom bid, kom seën vanoggend, Here. Here, dankie dat ons weet, dat met my God loop ek 'n bende storm. Niks is onmoontlik vir u nie. Amen. Dankie manne, julle kan maar sit. Goeiemôre. Goeiemôre sê vir die ou daar langsom. Jeeg, maar die Here het jou mooi gemaak. Ja, sê vir hom, man, maar die Here het jou mooi afgerond. Moet ek nou nie lieg nie. As jy ou nou nie regtig baie vir jou baie mooi lykie. Byt maar vas, die genade is oor ons almal. Nee, sê net vir hom, die Here het jou mooi gemaak, die Here is lief vir jou. Prys die Here. Prys die Here vir môre vir die klomp manne wat hier is. Het is lekker om dit te sien. Altyd wonderlik om te sien as jy in die oggende so staan hier buite en jy sien hoe die ligte inry. Dis nou winter. Dis so 'n mooi gesig om te sien hoe manne na hierdie bijeenkomste te kom. En volgende is 'n special oggend. Want om 'n kind van God te wees is special, man. Is lekker, hè? Sit gister by die bijeenkomst daar in Silver Lakes. En daar sit 'n man daar nie wat geweldig geworstel het met sy ma, of hy goed genoeg was as sy ma is oorlede.
En gistermôre toe hy daar sit, staan hy op en in trane sê hy net dankie vir vanoggend. Want ek het vanoggend net vrede gekry geweet. Ek was goed genoeg vir my ma. En wonderlike goed wat so gebeur. So mooi is hierdie goed gebeur op 'n oggend, op hierdie byeenkomste. Want hierdie byeenkomst het nog nooit gegaan oor my en jou nie. Of vir Dani Lodder nie. Of vir Bossa nie. Of vir Jabes nie. Oor julle nie. Hierdie byeenkomst gaan oor die Here Jesus. Op hom en hom alleen. Dit moet 'n bietjie klank hoor. Op hom en hom alleen. En dis waar dit gaan. En mag ons dit so ervaar en beleef, dat hierdie oggende is Jesus se oggende. Elke dag jou lewe. Okay manne, is daar gou iemand wat ietsie moois met ons wil deel, terwyl ek die boek regkry, die boek van die lewe, as jou naam daarop is? Is jy reg? As jou naam nie daarop is nie, moet jy hom dringend opskryf, in kontak besonderhede, okay. Goed. Maar hierdie boek, julle sal sien, is redelik nie en skoon. So as jy al ooit in jou lewe, in hierdie boek, jou naam opgeskryf het, hy's vas, hy's nie weg nie, hy's net by die kantoor. Maar hierdie is nou vir manne, wat nou nog nie sy naam in 'n boek het nie. En nou het jy 'n blaadjie waar ons vir manne help, wat geldjie nodig het, of kos, of net 'n gebed nodig, of huisbesoek, dan vul jy jou naam in hierdie blaadjie in. En dan gooi jy dit hier in 'n boks waarop staan hulp. En ek hoor hierdie week ons is 'n sektegroep daar nie. Dani, ek het dieselfde gesê. Dankie Here, ons is 'n sektegroep. So, ek wil net vir julle sê, as julle voel ons is 'n sektegroep, welkom by hierdie sektegroep. Ek weet nie wat 'n sekte ons is, ons is staplik 'n nuwe sektegroep, 'n beweging in Pretoria Oos. Goed, is wonderlik, prys die Here daarvoor. Amen. So, ek het vir julle slegte nuus, hierdie sektegroep het ook 'n geldjie nodig. So, ons het gaan die deure daar agter sien, hulle is dit so groot ou. Julle gaan nie daar uit, julle kom hier vooruit. Want hier gaan 'n ander groot ou vir julle wag, met 'n masjienkie. En julle gaan 'n geldjie gee vir hierdie sektebeweging. Okay, nee manne, ons gaan as julle vanmôre uitstap, hier is lekker nagmaal op jou kant. As jy voel die Here het vanmôre met jou gepraat deur die woord, gebruik nagmaal. En as jy 'n geldjie gee, Martinus gaan daar staan met 'n masjienkie, jy kan 'n bydrae lewer daar so en goeders en vir ons help het ons finansiële uitgawes so goed. Iemand wat gou 'n mooi storie vir ons vanmôre het, wat hy sommer met ons wil deel, wat gebeur het. So rukkie terug, toe lees ek lees baie Bybel, maar rukkie terug spesifiek, toe lees ek Matteus 6, waar daar staan, soek allereers die koninkryk van God. In die vorige stukkie praat oor moenie worry oor wat jy gaan aantrek, of waar jy gaan bly, of waar jy gaan petrol kry, waar jy gaan diesel kry. Dis in die nuwe Amplified staan daai. Maar die Here weet wat jy nodig het. En daar's 'n stukkie wat Jesus kom en hy sê, ek doen net wat ek die Vader sien doen het. Dis al wat ek doen. En ek praat met 'n baie goeie vriend van my, en ons praat oor die hele ding van hoe die Here vir ons wil voorsien. En net daar sê Rudolf vir my, hy sê, ja, maar jy weet, daai soek allereers die koninkryk van God. Die eerste keer wat die Here dit vir jou kom wys het, was in Genesis, waar Adam en Eva uit die tuin uit is en hulle skaal, en die Here het self vir hulle klere gemaak. En in dit kom sê die Here, luister, ek sal self vir jou voorsien. Soveel keer kyk ons vas in dit wat voor ons aangaan, ek hoor die brandstof gaan nou weer op, it's amazing. Dit wys net hoe groot die Here is, want die Here gaan nog steeds vir ons deurkom. So daar waar jy struggle, daar waar jy sukkel en voel, maar Here, ek weet nie waar my volgende voete sit nie, sê die Here, dis okay, sit hom net neer, ek sal hom op die regte plek sit. Al wat jy moet doen is, tel op jou voet en sit hom neer, ek sal hom op die regte plek sit. Amen, manne, onthou dit, maak nie saak wat jou omstandighede is, die God ontmoet jou daar waar jy is. En as jy vanmôre hier so sit, en ons dink vanmôre sommer, as ons net gaan stil raak, en ou Perie van Heerden, wat ons klank altyd doen, Perie het intussen verander, hy het ligte hare gekry, en lyk nou baie ouer, goeter, so as jylle stil raak by die Here, jy moet nooit 'n klankman moeilikheid gee nie.
Verstaan julle dit? Nou goed. Ou Peri het geval en ons gaan 'n volgende dokter toe vat en hom help goed, kyk wat ons hom kan doen. Soos as vanmôre stil raak. Dink sommer nou Peri ook vanmôre. Bid vir hom dat die Here hom sal krag gee en by hom sal wees. Ek wil met julle 'n reëling maak. As Dani klaar is in die oggende, wil ek graag dat ons stil word by God se voete. En nie daarna iets nooit kom sê of kom praat wat die Here net vir jou wil sê net. Dis baie spesiaal tyd tussen jou en God as Dani klaar gepraat het. Want die Here kom praat diep in jou hart met 'n boodskap. En word stil by die Here. Ons gaan vir jou na die tyd as Dani klaar is, 1 minuut, 2 minute stil te gee. Dat hierdie boodskap van vanoggend in jou hart insak. En dan sluit ons stil met die Onse Vader af en ons gaan uit mekaar uit. Maak dit special vanoggend. God ontmoet jou vanoggend. Hy ken jou by jou naam. Hy weet wie jy is. Hy weet waarmee jy worstel. Soos jy nou gaan stil raak by die Here se voete. Vra vir die Here, Here, hier is ek. Ontmoet my vanmôre, net soos ek is. Ons gaan nie nou rondpraat en gesels nie, Dani gaan regmaak om te kom vorentoe. So jy wat daar sit vanmôre, word net stil. Sommige net so vir God se aangesig. Net jy en die Here. Net jy en die Here vanmôre. Dankie dat ons so kan saam wees en dankie dat U in ons lewens en werk. En dankie dat U nie op ons kwit nie. Ek bid vir elkeen van ons vandag hier en wat stream dat U regtig net ons paaie sal rig en ons sal help. Ons as manne het U werklik nodig. Ons wil vanoggend ook vir U dankie sê vir al U geduld met ons en dat U nooit op ons wegstap nie, maar dat U deur die jare getrou by ons staan. Ons eer U daarvoor. Amen. Ralf, ekskuus, ek het jou nie herken dadelik nie. Is lekker om jou weer te sien. Ek sal mooi met jou werk met die klank. Ons gaan nie sukkel vandag nie. Ja. Lekker om saam met julle te wees. Ek gaan vanoggend so 'n bietjie prakties raak. Ek kom baie keer met motivering of hulp om die ding te doen, maar ek wil baie prakties raak oor gewoontes. Nou, ek gaan 'n definisie daaraan gee, want ons is creatures of habit, en dis 'n werklikheid oor mens wees. We are creatures of habit, maar dis vir my baie keer asof ons mans gegiet is in ons habit. Jy weet, 'n gewoonte is iets wat jy gereeld doen, wat jy herhaaldelik doen, wat jy bewuslik doen en selfs onbewuslik. Partykeer sê iemand vir jou, het jy geweet jy doen daai ding, dan weet jy nie as jy 'n habit wat ander mense irriteer nie. Ek weet nie of julle weet waarvan ek praat nie, maar van ons habits is goeie gewoontes. Dis goeie gewoontes wat jou positiewe uitkomste bevorder, wat jou help om dinge te doen. En dis soos goeie oefening of goeie leesgewoontes of goeie kerkgewoontes of wat ook al, of sportgewoontes, whatever, maar goeie gewoontes, dit bou verhouding. Maar goeie gewoontes het ook die vermoë om te sorg dat jy as mens gesond kan lewe. En dan kry ons bad habits, wat persoonlike groei belemmer, wat regtig 'n invloed in verhoudings het, wat baie keer verhoudings vernietig. En dis baie keer so dat jy nie bewus is van jou bad habits veral nie, want dit word jou normaal. Ek het onlangs weer 'n koppel gecounsel en toe die vrou nou, hulle haal mos die sambok in die counselling sessie uit, jy weet. En toe sy die sambok uithaal in die counselling sessie, toe haal sy die ou se bad habits uit. Hy sê nou, hoekom sê jy dit nie net vir my nie? Dis blinde kolle baie keer in ons lewens. So om goeie gewoontes te ontwikkel, help 'n ou om geestelik te groei.
en om emosioneel te groei en om emosionele intelligensie te ontwikkel en dit sit regtig 'n mens op 'n beter traject. Ons het nodig om na ons gewoontes te kyk. Dit help nie, ons is die hele tyd besig om die regte songs te sing en elke week hiernatoe te kom. Ek het nou die dag by 'n plek waar ek aanbieding gedoen het, sê ek vir die ouens, en ek mik nou nie op julle wat notas vat nie, ek sê dit help nie, ons skryf boeke vol notas en ons verander nie ons habits nie. Ek het 'n ou saam met my in die bediening gehad, dis nog uit die jare, onthou julle toe die predikante almal met 'n tassie geloop het. Kan jy dit onthou, Leon? Hulle het almal sulke, nou is ek hierdie arm gat en ek kan nie 'n tassie bekostig nie. Toe is ek nou nie een van die kliek nie, jy weet. Toe moet ek nou geld spaar of ek wil ook so 'n vierkantige tas hê en nou hy het altyd 4 Bybels in sy tas gehad. Toe sit ek maar vir my 'n toebroodjie en ek like peanut butter en stroop toebroodjie. Hulle het dit nie waardeer toe ek by die konferensie my peanut butter en stroop broodjie uithaal nie. Alright, ek wou maar net vir hulle gewys het hierdie habits werk nie, maar positiewe gewoontes is noodsaaklik. En wanneer jy wil kyk na jou habits, is dit nie, yes, ek moet hier uitstap en nou moet ek dit en dit en dit doen nie. Maak dit eers vas in jou hart. Habits is nie 'n klomp reëls nie. Want reëls breek ons. Vir my, as jy vir my 'n reël gee, sê jy eintlik vir my I'm gonna go for it. Om dit te breek. Jy weet, ek het daai tipe mentaliteit in my. So positiewe gewoontes is noodsaaklik, maar jy moet iewers begin, jy moet konsekwent wees en dan dit geleidelik uitbrei. So ek sal vanoggend so 'n bietjie daaroor te praat. So wanneer jy suksesvol is in hierdie goed, dan kom jy op 'n plek waar daar groei in jou lewe is. Craig Groeschel het 'n sê ding en ek herhaal Craig Groeschel, dis nou nie 'n Dani 1 vers 3 nie. Hierdie is Craig Groeschel se 1 vers 1. Hy sê dit baie. Hy sê successful people do consistently what other people do occasionally. Ek gaan hom weer sê. Successful people do consistently what other people do occasionally. Maar nou moet ek en jy gaan bietjie meet aan ons gewoontes. Dis hoeveel keer spandeer ek en jy tyd aan onsself? Daar's mense wat hulle spesialiteit is om na ander mense te kyk. Hulle het altyd 'n woord van die Here vir iemand anders. Nou ek is nie 'n ou wat luister eers na iemand wat 'n woord na my toe bring nie, want die Here is kinder nie. Hy sal by my praat. Dis hoe ek daaroor voel. Maar party ouens sê, ek het 'n vriend wat nou die dag weer vir my 'n video stuur. Nou moet ek na die video kyk. Nou sê ek vra hom, wat probeer jy vir my sê? Want hy het nou gesien, daar's goed wat hy nou nie van hou in my lewe nie. Dan dink ek, maar wat van die goed in jou eie lewe? So, nou kom ons kyk gou-gou, hoe lyk my lewe? Vandag is dit nou nie, daai ou moet daai habit reg kry en daai habit reg kry nie. Maar weet jy wat gebeur? As ek my gewoontes begin meet en daarna kyk, dan moet ek kyk na die uitkomste van my gewoontes en ontspan, ons gaan nou by die woord uitkom. As ek konstant dieselfde resultate, sê maar in verhouding kry. COVID tyd, bel my skoonseun my. Hy sê vir my, pa, daar's 'n trok in jou erf. Ek is by die kerk die hele tyd besig. Ek sê, yes, ek het so iets verwag, en toe word ek enkel lopend na die trok in my erf was. En ek kan vir jou 'n boek skryf oor wat in ons huis aangegaan het. Ek kan vir jou skryf wat in 5 jaar gebeur het, die laaste 5 jaar. Ek kan vir jou 'n hele storie skryf oor my eerste vrou. Ek het die kinders gekry, ek het hulle groot gemaak. Dit gebeur nie in daai jare nie. En so ek wou altyd die stories vertel. En toe ek dit doen, toe besef ek maar daar's een ding waarna ek moet kyk. Iewers in die verhoudings is ek die gemeene faktor. So iewers in die goed wat in jou wêreld gebeur, ek deel op die oomblik met 'n sakehou. En elke keer wanneer hy met my praat, wanneer dit nou sleg gaan met hom, dan sit sy werkers en die en daai en die en dis altyd, dis die vernoot, dis hulle. Nou as dit altyd iemand anders is, dan is jy mos die gemeene faktor. Dan sit mos tyd dat jy na jou lewe kyk. Dan sit mos tyd dat jy sê, iewers het my gewoontes na gekyk moet word. En as jy altyd 'n probleem met ander het jy 'n probleem.
Want mense, hier's Daniël 1 vers 6, mense is nie jou probleem nie. Mense wys jou probleem. En laat dit so 'n bietjie insink. So as ons nie ons gewoontes verander nie, beteken dit ook dat ons redding se impak nie regmatig is nie. Ons sê mos nou, as ons hier by mekaar is, sê ons, okay, ek is of gered of ek is soekend na die Here, maar ek wil hê dat daar iets moet verander in my lewe. En baie ouens word gered, maar die gewoontes word nie aangeraak nie. Nou redding, en ek wil nou nie volgens teologies raak nie. Die woord wat ons daar kry is soteria. Dis volkome redding. God wil ons heeltemal red. Hy wil betrokke raak in ons habits. Hy wil betrokke raak in hoe ons na die lewe kyk en vir ons help om nuwe gewoontes te create. Dis hoekom Paulus daarvan praat, word vernuwe in jou denke. So nou, ek is nog steeds besig met die inleiding. Wees versigtig met jou gewoontes. Met ander woorde, ons moet regtig bietjie na ons gewoontes kyk. Kyk na jou habits, kyk wat doen dit aan jou lewe, want weet jy hoekom is dit so belangrik? Want ons raak amper half stupid wanneer ons sê ons is gered en besef nie, maar ek is verantwoordelik vir my lewe. Meneere, niemand kan Dani se lewe vir hom lei nie. Niemand kan Dani red nie. Daar's geen groep, daar's geen organisasie en soos by ons geen sekte wat jou kan red nie. Nee. Maar as jy gesonde habits in jou lewe inkry, kan jy groei en jou geestesgesondheid onderhou. Want weet jy wat gebeur? Slegte habits byt jou aan mekaar en dan kruip depressie en neerslagtigheid en aggressie en al die goed kruip in jou lewe in. So, hoe genees jy? Hoe genees jy wat God vir jou lewe wil doen? Nou die eerste plek verstaan ons dit, ek en jy word gered deur God se genade alleen. Jou gewoontes kan jou nie red nie. Jy kan die beste gewoontes hê en reguit hel toe gaan. Kyk, charismatic kan nou amen sê. En dan gereformeerdes maak so, dan sê jy net ek stem saam en dis waarheid. Okay. So dis die belangrike ding om te verstaan. Dis belangrik om te verstaan dat jou habits kan jou nie red in ewigheid nie, maar jou habits kan jou red in jou menswees. Jou habits bepaal of jy emosioneel gesond kan lewe. Ek het 'n stelling gemaak, 5 woorde. Gewoontes hou jou gesond. En dis belangrik om daarna te kyk. Ek het slegte gewoontes ten opsigte van my liggaam. Ek is 'n ou wat byvoorbeeld, en ek gaan later meer daaroor praat, ek dink nie dis baie goed vir 'n man om net te gaan slaap elke dag nie. Ek is so 'n ontkenning daaroor nie. Ek gaan slaap nie in die dag nie. As ek nou regtig kuier en ons moet nou 'n power nap vat, dan sit ek 15 minute en dan staan ek op en dan voel ek skuldig oor ek geslaap het. Dis 'n stupid gewoonte in my lewe. Ek is so 'n ontkenning oor slaap in die dag, dat as ek daai 15 minute lê, net dat niemand my in die bed kry nie, sal ek dwars oor die bed gaan lê. Leon, ek doen dit regtig. Jy sal my nou heroorweeg as spreker, maar dis hoe ek doen. Die dag toe ek 'n hartaanval kry, toe kry die medics my dwars oor my bed. Ek wou nie so lê nie, want dan sê ek is useless. Dis gewoontes, dis slegte gewoontes wat 'n ou het. Ek het gewoontes wat uit my kinderjare gekom het en ek het dit al met julle gedeel. As ek 'n moeilike tyd deurgaan, dan klim ek in my kar, jaag vinnig en gaan soek 'n fight. Dis habits in my lewe wat ek na die Here toe moet bring. Gewoontes, en hier kom 'n stelling nou wat belangrik is. Gewoontes, meneere, vorm die man wat ek en jy is. Gewoontes vorm die man wat ek en jy is. Wat ek en jy daagliks doen, wat ek en jy herhaaldelik doen, bou of stabiliteit in ons lewens, of dit bou chaos. So we have to look at our habits. Die Bybel is vol voorbeelde van gewoontes, van manne wat gesonde gewoontes, heilige gewoontes gehad het, en van manne wat slegte gewoontes gehad het. En ek wil so 'n bietjie praat, en sonder om religious te wees, wil ek in die eerste plek met jou praat oor, ek en jy moet in die gewoonte wees, want dit is primêr nommer 1 om met God te praat. Ons moet daai habit in ons lewens hê. Ons het verkeerd groot geword. Ons het groot geword, jy moet 'n sekere taal hê.
Ons het groot geword, jy moet sekere manier hê van bid en met God praat. Maar ek en jy moet in 'n habit kom om met God te praat. En julle ken al, Dani het al baie daaroor gepraat, Jakobus 1 vers 5. As jy nie weet wat om te doen nie, vra vir God en hy sal vir jou wysheid gee om die regte ding te doen en hy sal jou nie verwyd nie. Nou party ouens dink hulle moet op 'n sekere manier bid. Daar was 'n tyd in my lewe waar my wêreld so rof was dat ek letterlik gedink het ek moet onder 'n skuilnaam bid. Nee, jy weet, ek het my dogter misbruik. Ek gee ek vir haar die gebedsversoek en dan sê ek jy weet, Jelani, bid jy vir pa hiervoor want ek is te bang die Here haal my uit. Want ek het regtig roekeloos gelewe en van julle ken my storie. Maar hier's die ding. As jy gaan in 'n gereelde gewoonte inkom, dan kom daar 'n consistency in fellowship, want wat gebeur is, ons dink dat fellowship is wanneer ons hier sing. Ons dink fellowship is wanneer ek lekker lyk en ruik en voel, dan kan ek met die Here community hê. Maar as ek en jy kan leer om konstant met hom te praat, goeie tye, slegte tye, nie net by die petrolpomp nie. Okay. Konstant met die Here te praat, met hom in kontak te bly, dan begin daar lewe in ons kom. En ons sien dit in Daniël se lewe. Daniël 6 vers 10. Daniël het 'n roetine gehad. Daniël het 3 keer 'n dag met God gepraat. Nou ek wil dit verder vat. Kom ons praat die heel dag met die Here. Maar daar moet 'n gewoonte vorm wees in ons lewens. Daniël het lank voordat hy in die leeukuil was en lank voor hy in die oond was, het hy met God gepraat. En dis die ding wat ek in ons harte as manne wil vasmaak. Oefen dit. Onthou, jy hoef nie in 'n gebedshouding te wees nie. Dis goed as jy met tye dinge vasmaak. Ek het so ruk terug het ek weer deur 'n tyd gegaan waar my kop in ander rigtings gegaan het, waar ek in die een oggend 3 uur het ek net weer op my knieë gesak langs my bed. Net om weer te sê, Here, U is groter as ek. Verstaan julle? Maar konstant met die Here te praat en gedurig met hom te praat. Dis nie net wanneer ons in die leeukuil is nie net wanneer ons in die vuur is nie net wanneer ons swaar kry nie. Ek vra nou die dag vir 'n ou, wat bid jy anders as net, Here, gee vir my, doen vir my en help my? Hoor julle wat ek sê? Ons moet met die Here leer praat. Hy's my beste vriend. Ek kan met my vriende twak praat. Ek weet nie of julle humor met die Here het nie. Ek het humor met die Here. Ek het so ruk terug werk, ek kan 'n stuk tegnologie, toe sê ek vir die Here, U moet nou eenkant toe staan, dis bietjie na U tyd. En toe ervaar ek ons smile saam daaroor en toe wys hy my 'n punt. Toe ek nou op die ou en sê, okay, ek weet regtig nie. Daar werk die ding, toe help die Here my. Maar het jy humor met die Here? Het jy daai jy mag, dis jou Vader. Kom aan manne. Jy mag met die Here praat, jy mag met hom intimiteit beleef. Begin daai joy ervaar. Dis waarheen ek wil gaan, want gebed klink soos werk. Begin die joy van praat met jou Pa te ervaar. Begin om dit te oefen. Oefen dit waar jy beweeg, waar jy gaan, hoe jy gaan. Maar kry ook vaste ritmes. En nou as jy sukkel daarmee, koppel jou vaste ritme aan iets wat jy doen. Dit het ek ook al in die begin met julle gedeel. Ek het vaste roetines. I'm a creature of habit. Met my ADHD en al die goed wat ek mee stoei met Asperger, het ek vaste roetines. Ek moet my alarm in die oggend afsit, anders te gaan hy skree. Dan maak ek die bure wakker en daai tannie is 'n teef. Sy like my niks. Nee. So ek moet die alarm afsit in die oggende. En wanneer ek die alarm afsit, dan sê ek vir die Here konstant, Here, help my om nie net na die geraas van my kop en my lewe te luister nie, maar help my om na U te luister. Ek het 'n plant in die huis, as ek dit nie oopmaak nie, wys hy vir my binne 'n dag, hy is nie happy nie, dan lê hy blare. So elke oggend moet ek daai venster oopmaak. Dis goed vir Dani. Ek koppel die goed wat ek in roetine moet doen, koppel ek aan gebed en dan praat ek met die Here. My dag is nie goed as ek begin sonder koffie nie. Dis goed vir almal dat ek koffie drink. So as ek in die oggend my koffiemasjien aansit,
dan sê ek, Here, ek het U nodig, soos dat U die Gees in my lewe nodig. So wat ek jou wil leer is, kry vir jou triggers, kry vir jou snellers, om net gewone, daaglikse gesprek met God aan die gang te kry in jou lewe. Meneere, oefen dit om in jou goeie tye met God te praat, oefen dit om in jou donkerste oomblik met die Here te praat, maar koppel dit aan goed wat jy reeds doen. Weet jy wat het ek agtergekom? Consistency in gebed, stabiliteit in my gebed, bring ook stabiliteit in my emosies. Hoor my. Konstantheid in gebed. Hierdie ek het nie, die Here is nie vir my net in moeilike tye toevlug nie. Ek praat met hom. Hy's my beste vriend. Hy's my pa, hy's my hemelse Vader. Ek het respek vir hom. Hy's ook die Vader wat vir my intiem lief is, wat my donkerste tye ken. So ek praat met die Here. En wanneer ek stupid is, praat ek ook met hom. En dit bring 'n stabiliteit in my emosies. So vaste ritmes is goed vir my siel. Oefen om dit te koppel aan iets wat jy reeds doen, maar begin snellers te skep. 'n Voetpaadjie van gebed gaan jou in stand hou in swaar tye. Ons wil baie keer gebedsgroepies hê wanneer ons swaar kry. Maar as ek 'n voetpaadjie het van gebed, hou dit my in stand. Ek weet nie, doen ek iets verkeerd, Ralf, is dit? Okay. Hou dit my in stand. So ek wil jou challenge om dit te doen. Ek het nou so 'n bietjie bouwerk by my huis gedoen. Nou ry hulle met die grond in van buite af, jy weet die sand in met die kruiwaans. Nou sê ek vir die ouens, ry net elke keer 'n ander deel van my gras dood. Ja. Het julle al agtergekom hoe vinnig gebeur 'n voetpaadjie? Net so kan ons 'n voetpaadjie van gebed aan die gang kry. Op enige deel van enige terrein van ons lewens, oefen om met die Here te praat. Want as jy nie 'n voetpaadjie van gebed het nie, dan gaan ons manne gaan in donker plekke in. Ons word te stil, ons sukkel met depressie, ons word meer aggressief of stiller, en dit gaan nie goed met ons siel nie. En dit moenie wees, ek moet bid nie, luister nou waarheen ek op pad is. En ek wil dit herhaal vanoggend. Ek moenie bid omdat ek moet bid nie. Nou ander ouens gaan nou met my verskil daaroor. Maar as ek bid vanuit 'n value uit, luister my uit. As ek met die Here praat uit 'n value uit, is nie ek gaan probeer om meer te bid nie. Nee, ek praat met die Here omdat ek met hom wandel. Sien julle, dis anders. Praat met die Here omdat jy sy laaitjie is. Praat met die Here oor jy hom soek. Praat met die Here oor jy vir hom lief is. Dis nie ek moet nie, ek doen dit vanuit verhouding. Die tweede ene wat ek in ons manne se harte vanoggend wil vasmaak, 'n goeie gewoonte is om dankbaar te wees. Yes, ek lees 'n ding van Rick Warren gister, en hy skryf, gratitude is the breakthrough attitude. En dit het my hart aangegryp. Gratitude is the breakthrough attitude. Ons moet leer om dankbaar te lewe. Yes, ons kan moan. Flip it. As jy by mense kom nou, waaroor praat hulle? Oor die petrolprys. Waaroor praat ons? Ons praat oor alles wat verkeerd gaan in die samelewing. Dan, jy weet, ons het nie ambassadeur in Amerika nie, nou stel hulle ou Rolf Meyer aan, kom ons mou nou daaroor. En dan het ek agtergekom, vandat mense op sosiale media kan skryf hulle enige ding daar. Jy weet, skuil agter 'n skerm. Gedra hulle soos 'n kwas. Kry die gewoonte van dankbaarheid in jou lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, jy kan die hele gedeelte gaan lees, maar Paulus skryf daar, hy sê, wees altyd bly, ons kan nog daaroor ook praat, ek het nie tyd vanoggend nie, bid het ons klaar oor gepraat, bid sonder ophou, en dan sê hy, wees in alles dankbaar, nie vir alles nie. Ek is nie dankbaar vir my heup op die oomblik, wat pla nie, maar ek is dankbaar in hierdie tyd, want die Here is by my. Ek het vriende, ek het kos, ek kon vanoggend koffie drink, ek kon vanoggend hiernatoe ry. Verstaan julle, gratitude is the breakthrough attitude, en dankbaarheid is nie 'n gevoel nie. Luister nou, dankbaarheid is 'n geoefende gewoonte.
Ons moet ons het mos 'n ding, en ek doen dit. Ek het hierdie dis religion, dis godsdienstig en dis nie verkeerd nie, maar dit pla my. Weet jy wat maak ek baie keer? Ek kom by ouens dan sal ek vir hulle sê, jy weet, waarvoor kan ek vandag vir jou bid? Ek het my slogan verander. Ek vra nou deesdae vir die ouens, waarvoor kan ek saam met jou dankbaar wees? Want ons gaan onmiddellik, as ek vir jou sê waarvoor ek bid, gaan ons in hierdie bloody pity party in. Ja. Nee, dit gaan verskriklik. Menere, dit gaan nie verskriklik nie. Het julle vanoggend gesien, dis 'n beautiful oggend. Het julle gesien, dit was 'n sekelmaan vanoggend gewees en dit is mooi. Het jy vanoggend agtergekom, ons kan asemhaal, die Here is by ons. Ons het rede om dankbaar wees. En dankbaarheid is 'n geoefende gewoonte. En dankbaarheid, luister nou, rewire jou mind. Ons soek na antidepressante. Dankbaarheid, rewire jou mind. Dit breek negatiewe patrone van angstigheid. Ek het groot goed wat op die oomblik aan die gang is. Julle weet, ons moet daai grond van ons betaal en die ouens wil nie met kerke finansiering doen want baie kerke het die bank al ingedoen en ek stoei en dan wil ek die hele tyd angstig daaroor raak en dan oefen ek net om dankbaar te wees vir waar ons nou is. Ek hou van Koos Du Plessis se woorde van sy liedjie en ek haal dit baie aan, is dankbaar wees vir elke skewe snytjie brood. Waarvoor is jy dankbaar? En ek het 'n vriendin wat, julle weet dalk wie sy is, ek kan haar naam noem, Mariandra Jenes. Sy is redelik bekend, sy was baie op die TV en met solidariteit toe haar man met 'n plaasmoord vermoor is. Haar man is voor haar dood geskiet. Haar een dogtertjie, haar man het letterlik, haar man is Leon se size gewees, hy het bo op hulle dogtertjie geval. Mariandra was 9 maande swanger toe haar man doodgeskiet is. Haar seentjie is 'n week, ek moet haar eintlik eendag hiernatoe bring. Haar seentjie is 'n week na haar man se dood gebore. Sy het 4 kinders, sy maak hulle alleen groot. Sy is by ons in die gemeente. En ek sê vir haar, Mariandra, hoe maak jy dit? Want ek meen 4 kinders in 'n huis. Dis mal. Ek sê vir haar, hoe maak jy dit? Sy sê, ek is so dankbaar vir die Here se sorg elke dag en daar gaan haar gesig aan. Ek tog, okay, hoe maak jy dit? Sy sê, elke oggend en elke aand sê ek vir die Here, dankie vir wat ek het en ek kla nie oor wat ek nie het nie. Dan as ek met haar praat oor wat sy nie het nie, sy het nie 'n man nie. Haar 8-jarige laaitie sê vir haar aan mekaar, wanneer bring jy 'n man huis toe? Hy wil 'n pa hê. Haar dogters gaan almal deur, julle kan dink die trauma waardeur hulle gaan. Dit flare op en dit gaan af. Ek stap saam met haar pad van 'n week na haar man se dood af. So dit flare op, gaan af. Hierdie girl bly net dankbaar. Waarvoor is jy dankbaar vanoggend? Waarvoor sê jy vanmôre vir die Here dankie? Waarvoor sê jy, kry 'n habit, né? Begin voordat jy jou grumpy self uit jou kamer uitloop. Nou, sit op die rand van jou bed en sê 3 goed waarvoor jy dankbaar is vandag. Party ouens begin die dag met 'n sug. O Here, nog 'n dag. Dan sê die Here, ag Jesus, my laaitjie. Daar's so baie om raak te sien. Kom manne, kom ons wees reël. Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê? Waarvoor sê jy vir hom dankie? En wat sê jy vir hom dankie vanaand? Is jy net dankbaar die dag is verby of is jy dankbaar dat hy jou gedra het en by jou was en getrou is in sy grootheid? Die derde ene is 'n belangrike ene, is die woord van die Here. Hoe meer ek geestelik met ouens praat, hoe meer kom ek agter die gemiddelde ou se geestelike input is reels, is daai klein videoetjies wat hulle op hulle fone kry. Ouens, that's not good. Ek luister na mense se teologie. Ek luister na wat mense sê en maak asof dit die ultimate is wat die Here sê. Dan raak ek bekommerd daaroor, dan besef ek, dis nie gegrond op die woord nie.
Dis nie gegrond binne in konteks nie. Ouens, ons het nodig om die woord van die Here in ons lewens te kry. En dis maklik. Ek het dit al vir julle gesê. Kry YouVersion op jou foon. Dis 'n Bible app. Kry YouVersion op jou foon. Kry en jy kan nou heilig wees oor watter vertaling jy ook al wil wees. Maar ek wil jou help om uit verskonings uit te kom. Kry vir jou die nuwe lewende vertaling op YouVersion. Dis gratis. Jy laai dit af. En dan luister jy na die woord. Weet jy hoe verskil maak dit om hom te hoor? En wanneer ek in my kar ry, dan sit ek, veral as ek lang ente ry, dan sit ek sommer net die Bybel aan en dan kom ek agter ek het stukke gemis. Dis oukei, want jy ontvang die woord van die Here en ons begin net te lees. Psalm 1 vers 2 en 3 is 'n kernpsalm daaroor. Hy sê hy oordink die wil van die wet van die Here dag en nag. Die ou wat die woord van die Here oordink, word soos 'n boom, sê die skrif, wat geplant is by waterstrome, hy dra vrug. Wil jy jou vrug in jou lewe verander? Kom in die habit om woord in te neem. Hou op met die verskoning. Meneere, Dani Lodder stoei met 'n baie hoë vorm van disleksia. Sondagoggend toe ek begin Bybel lees, nou ek vermy om lang stukke te lees, nou wil ek Sondag 'n lang stuk lees, ek dink dit is 11 verse gewees, sê ek vir die gemeente, ek gaan vanoggend my bes te doen, maar ek stoei. Weet julle hoe lyk my woorde partykeer vir my, dit lyk so sop, dit maak so. Dis letterlik. As iemand nie vir my lees nie, my verloofde lees vir my. So ons ry in die kar, dan lees sy vir my boeke en sy doen nie goed vir my. Ek dwing myself om te lees. Ek stel my letters so groot en dan by my rekenaar het ek die regte kleure vir alles wat my help met alles. Want ek weet, ek moet die woord van die Here inkry. Ek kan nie net Bybel lees om preke te maak nie. Dani Lodder het die woord vir homself nodig. Jy sien, God wil sy woord vir ons gee, maar ons neem dit nie in nie. En ek en jy moet in daai habit inkom om dit te doen. Daaglikse woord is equal aan gesonde emosionele wortels. Ek en jy moet weer staan op die woord. As ons dan sê ons wil wingmans wees, hulle kan ons beskuldig dat wingman is 'n sekte. Hierdie sekte sal op die woord van die Here staan. Woord vir woord, letter vir letter en nie op reëls nie. Nie op allerlei los teologie nie. Kom ons raak lief vir die woord en ons kry God se woord in ons. En nou gaan ek prakties raak. Iets wat ons gaan moet oefen deur die gewoonte is selfbeheersing. En dit klink nou funny. Dis innerlike dissipline. Meneere, ons kort innerlike dissipline. Hoeveel goed het jy al begin wat jy nie klaar gemaak het nie? Yes. Weet jy, ek betrap myself, nou, want ek is hier, dan as dit hier blaf, dan s'ek hier, dan gaat ek, jy weet, en dan s'ek hiermee besig, dan s'ek daar. En ek het net begin weer in my lewe, dan maak ek net vir my 'n lys en sê, wat is unfinished business? Wat moet ek klaarmaak? Wat moet ek selfdissipline? Hoor wat skryf Paulus. Paulus skryf 'n ding wat my aangegryp het toe ek dit lees. 1 Korintiërs 9, jy kan daai hele stuk gelees van vers 24, ek dink tot 27 handel hy hieroor, maar ek gaan nou net vir julle een lyntjie aanhaal. Paulus skryf, hy sê, ek dissiplineer my liggaam en bring dit onder beheer. Meneere, ek en jy moet ons lywe dissiplineer. Ek en jy moet sekere calls in ons lewens maak en sê, ek gaan sekere goed onder dissipline bring. En ware manlikheid is nie beheer oor ander nie, maar beheer oor jouself. Ons wil hê, ander mense moet goeie dissiplines hê. Ons wil dit hê. Ek wil hê ander mense moet oordentlik ry. Maar as ek soos 'n hooligan ry, is ek haastig. Verstaan julle, ons het hierdie simpel reëls in ons lewens wat stupid goeters is, en ons besef nie, maar ek moet na myself kyk, ek moet myself dissiplineer. Ek moet sekere dissiplines in my lewe hê. Dani Lodder praat met almal. Ek probeer motiveer waar ek kan kom, ek bring woord waar ek kan kom. My swakste dissipline is in my liggaam. Ek pas myself nie op nie.
En iewers moet ek daai goed nou weer terugbring en nou probeer ek dit terugbring en dan wil ek weghardloop daarvan en dan weer ander, jy weet, Leon vra vir my vir dalk moontlik volgende Woensdag by Silver Lakes kan praat. Dan dink ek, okay, hier's 'n manier om uit die doktersafspraak uit te kom. Dis letterlik hoe my brein werk. En dan moet ek, nou kan ek eintlik dadelik vir hom geantwoord het, nou vat ek 24 uur om hom te antwoord, want nou, ek moet met myself begin praat en sê, wat is ek mee besig? Wat is die dissiplines in my lewe wat in my lewe moet inkom? Want selfdissipline bring emosionele, luister mooi wat ek sê, stabiliteit en volwassenheid. Selfdissipline. Meneer, ons het dit nodig. Ons het nodig om consistency in ons dissiplines in ons lewens in te bring. Ek het min tyd, so ek wil vinnig net nog deur 2 hardloop as dit okay is met julle. Fellowship. Menere, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Kom Dani gee vir julle my opinie oor Wingman. Dani het 'n gemeente, julle weet dit. Ek is by Gracia, ek is die enigste predikant op die oomblik daar, kort hulp en ek bid dat die Here vir my 'n jong ou sal stuur. En ek moet daai dinge hanteer. Maar ek is besig. Maar ek wil, wanneer ek kan, hier wees. Hoekom? Want ek weet, in die kerk, is daar nie sulke fellowship op 'n gereelde basis vir manne nie. Hoor dit. Ek ken Leon se hart so bietjie. Ek weet dat Wingman is nie om 'n alternatief vir die kerk te wees nie. Dan sal ek nie hier staan nie. As Wingman probeer om kerk te wees en oor te vat by 'n kerk, dan is dit stupid. Hierdie is gemaak dat ons wingmans vir mekaar kan wees. Vanoggend staan ek daar, nou sien ek hoe van julle sing, en party van julle moet baie sagter sing, dit klink verskriklik. Maar, klink erg. Ek mag nie sing nie. Ek weet ek mag nie sing nie, maar wat ek vir julle probeer sê daarmee is, ouens, ons het hierdie fellowship nodig. Ek is 'n loner. Ek hou nie daarvan om met almal te praat nie. As Leon sê hou mekaar vas, dan wil ek by die muur uitklim. Ek hou nie daarvan nie. Maar weet jy wat? Ek weet ek moet hier wees. Ek weet ek moet tussen manne wees. Ek weet ek het fellowship nodig. Hebreërs 10 praat van moenie die samekomste nalat nie. En dan praat hy in Hebreërs 10 verder, dan sê hy, spoor mekaar aan. En weet jy wat worry my is, as hierdie net 'n huddle word, is ons op 'n verkeerde pad. Ons moet weer begin om manne te bring, ons het ons momentum verloor daarmee. Kom ons begin die manne saamsleep. Man, as jy hom in jou boot moet laai hom in jou boot, los net 'n stukkie oop dat hy suurstof kry, dan gaan hy dit maak. Maar kom ons kry die manne hier, kom ons gaan laai hulle op. Daar's ouens wat sukkel om op te staan in die oggend, sê vir hom, ek laai jou 20:06 op, kry jou, sien jou daar, jy weet. Kom ons doen daai moeite om manne hier te kry. Weet jy hoekom? Want isolasie, en ek praat nou met manne, isolasie, manne is spesialiste in isoleer. En isolasie vernietig mans, maar fellowship bou mans. Weet jy wat gebeur? Jy begin jou eie wêreld te skep. Jy begin jou eie narratief te skryf oor hoekom jy is waar jy is. Ek het nodig dat 'n ou vir my sal sê, jy's besig om te bullshit. Ek het nodig dat 'n ou vir my sal sê, hierdie habit van jou is nie konstruktief nie. Dis nodig dat jy na daai habit kyk. Is dit gemaklik? Nee, glad nie. Partykeer moet jy jou trots sluk, maar dis net 'n goeie buddy en 'n goeie plek wat vir jou sê, jy's besig om aan te jaag. En ons het dit nodig. Ons het dit nodig dat iemand vir ons sal sê, in my span het ek so een, Amaury, sy pas heeltemal onder Leon in, sy's net so groot. Sy's 'n chickie mens. Ek het so waardering vir haar, sy sal reguit vir my sê, in ons leierskap, ek en Amaury dien al meer as 20 jaar saam, dan sal sy vir my sê, dit wat jy hierdie ding, kom weer terug.
Sê ek, okay, ek hoor jou, hy kom weer terug. Want ou habits kom terug. En as niemand dit vir ons sê nie, dan is ons blind vir ou habits. Het jy mense wat 'n call-out in jou lewe sal doen oor bad habits? Of sê jy daai swak ding van ek is so gemaak en so laat staan? Ek het nou die dag het gebid, ek sê Here, ek is 62, nie laat hy dit nie weet nie, maar ek sê dit maar net vir hom, jy weet. Ek sê vir hom, Here, ek is 62, maar help my om nooit stak te raak en onbeweeglik te wees nie. Moenie fellowship mis nie. Ek het waardering vir online. Ons het Sondag ons grootste online op die uur gehad vandat ons in Gracia is. Daar was amper meer mense online op die uur as wat in die kerk was. Ek is dankbaar want is mense wyd en suid, maar weet jy wat, dit word 'n ongesonde ding. Ons het hierdie saam wees nodig. Ek het nodig om jou vrot asem te ruik vanoggend. Ek het nodig om te weet ek was saam met 'n broer by 'n plek gewees. Ons as manne het dit nodig. Ek sal binne 4 minute klaar wees. Dan diens. En ek moet met jou daaroor praat. Gewoontes van diens en liefde hou ons humble. Galasiërs 5:13 sê dien mekaar in liefde. Party van ons is consumers. Wat kan ek uit 'n vriendskap kry? Wat kan ek uit 'n verhouding kry? Wanneer laas het jy gegee? Wanneer laas het jy gegee? Wanneer laas het jy net van jouself lank genoeg? Ek hou van die Message vertaling. Hy sê forget yourself long enough to lend a helping hand. Dis mooi, né? Forget yourself long enough to lend a helping hand. Meld iewers aan vir diensbaarheid, man. Diensbaarheid maak 'n ou se hart sag. Dit humble ou. Dit humble jou om saam met iemand iets te vat en saam met iemand iets te doen en vir iemand aan te meld. Surprise jou vrou en was vir die skorrelgoed. Jy gaan dalk skor. Ek weet nou nie waaroor gegil julle nou nie. Ek het niks snaaks gesê nie, maar heerlikheid, ek's nou heeltemal onskuldig gewees hierso. Hierdie ouens, Ralf, jy moet wegbly hier. Dit is by. Weet jy wat? Diensbaarheid, nê, maak 'n man se hart sag. Om aan te meld maak 'n man se hart sag. Ek het gesien hoe beere begin dien saam met my by die kerk en hoe so ou se hart humble word en hoe hy mooi word. Dit bou gesonde verhoudings. Dan die laaste ene, en ek het daarmee begin. Ek is anti-rus en anti-stilte, maar ek het agtergekom soos Jesus Christus moet ons begin om oomblikke van stilte in ons lewens te kry. Weet jy wat maak ons as ons 'n oomblik van asem het? Ek praat, ons werk met statistiek. Ons werk daagliks met hierdie statistiek. Die gemiddelde mens weet nie meer, hulle kan nie eers meer toilet toe gaan sonder wifi nie. Sy hele belsystem kom tot stilstand as hy nie 'n foon by hom het nie. Lyk my jy moet fiber hê om toilet toe te gaan. Is julle by my? Is dit waar? Kom aan meneere. Het jy oomblikke van stilte? Weet jy wat, die Here begeer om met ons te praat en ons gee hom nie 'n kans nie. Jy het mense wat, ek het hierdie week vir iemand vir wie ek lief is, ek sê vir die persoon iets wat ek beleef, en hulle gee vir my onmiddellike antwoord, en ek stop die persoon, ek sê, mag ek, want julle ken my, ek het mos baie takt, nee. En ek sê vir die persoon, ek sê, mag ek 'n oomblik van swakheid by jou hê, of wil jy my altyd antwoord? Dit was 'n bomskok geweest. Toe sê ek nou weer ongeskik, maar ek was nie ongeskik nie. Meneere, weet jy wat God vra? Hy begeer 'n oomblik van stilte met ons.
Hy begeer om net met ons bietjie te kan praat. Jesus het dit gedoen. Hy in Markus 16, hy het vroegoggend opgestaan. Markus 1 vers 35, ekskuus. Dink aan iets anders. Vroegoggend opgestaan en na 'n eensame plek gegaan en hy het gaan bid. Maar word net stil voor die Here. Los jou foon en gaan toilet toe. Dat die Here met jou kan praat. En weet jy wat, hy surprise jou daar, die reuk pla hom nie. Ek's ernstig. Die Here begeer om tyd met jou te praat. Weet jy wat gebeur as jy gaan oefen om stil te raak? In die begin is dit erg. En nou as jy brein net soos myne wat die hele tyd, ek kon nooit alleen weggaan nie. Ek gaan so eenmal 'n jaar dikke lollo toe en dan is ek alleen daar. En dan 2 dae van alleen wees, dan was ek altyd half koekoes gewees en nou smag ek daarna want ek kom agter wanneer ek stil raak, herstel my siel. Ek challenge jou om by dit uit te kom. Rus en stilte is nie swakheid nie, is wysheid. Kry die wisdom om tyd met die Here te spandeer. Ek sluit af. Wees gehoorsaam. Nou klink dit very religious. Luister my uit. Kom in die ritme om gehoorsaam te wees. Weet jy hoe is 'n ou gehoorsaam? Jy doen dadelik. Gehoorsaam is nie 'n voorneme nie, is doen. Hoeveel goed wat die Here al met ons gepraat het. Ons het al boeke vol geskryf wat die Here met ons gepraat het. Waar hy vir ons gesê het, stap hier 'n ander pad, gaan hê lief daar, gaan vergewe daar. Het jy dit al gedoen? Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Ek en jy moet dit doen. Hy sê in Lukas 16 vers 10, hy sê wie in die kleinste dinge, hoor hierdie woorde, wie in die kleinste dinge getrou is, kan ook in die groot dinge vertrou word. Groot karakter, en luister nou, groot karakter word gebou deur konsekwente klein keuses van gehoorsaamheid. Kan ek met jou 'n deal aangaan en jou hand skud en weet jy gaan dit doen? Is jy so 'n mens? Is ons ja? Come hell or high water? Doen jy wat jy gaan sê? Is jou ja by die huis jou ja? Ons word gechallenge rondom gehoorsaamheid. Hoeveel keer sê ons ja Here en stap weg en doen iets anders? Hoeveel keer fluister die Heilige Gees in ons harte, herstel daai verhouding, stap terug na jou vrou toe, gee vir daai ou, en ons sê ja Here, maar ons doen dit nie. Kom ons kom in 'n gewoonte om gou, onmiddellik gehoorsaam te wees. Kry dit in 'n habit in. En kry dit by mekaar. Ons lewens word nie gebou deur groot oomblikke nie. Baie ouens wil hierdie groot oomblikke en dink dit gaan sy lewe gebou. Weet jy wat bou my in jou lewe? Klein gewoontes. En dit maak van jou 'n man. En dit bring emosionele standvastigheid. En dit maak dat ek en jy solid is. Manne wat weet die Here is altyd by ons. So ek weet vanoggend is nou nie 'n hoenderpysie gesprek nie. Dis hier in 'n ou se gut en sê I have to look at my habits. So kom ons kry ons habits by mekaar en ek gaan dit vinnig vir jou sê. Bid elke dag al is dit kort. Koppel dit aan iets wat jy reeds doen. Koppel gebed aan iets wat jy reeds doen. Lees elke dag 'n stukkie skrif. Moenie met die verskoning kom ek verstaan nie. Jy hoef nie alles te verstaan nie. Dis inligting wat die Here vir jou wil gee, wat hy later kan gebruik. Kom in die habit om te lees. Skryf elke dag 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is. Doen dit. Skryf elke dag. Vat jou foon, as jy dan nou op jou foon wil besig wees. Skryf 3 dinge neer waarvoor jy dankbaar is. Praat eerlik, wees eerlik met ander mans en sê wys vir my die habits in my lewe wat nie goed is nie. Doen bietjie 'n daad van diens. Jy weet, gee jou plek prys in 'n winkel man en help net iemand. Help 'n tannie kar toe.
Los die tannies uit, help 'n oomkar toe. Okay. Hoe help ek julle nou? En dan moet ek dit vir jou sê, jy gaan dit nie elke dag reg kry nie. Maar hou aan opdag en vat hierdie woorde huis toe. Don't miss twice. As jy vou, volgende dag maak jy reg. Selfde dag maak jy reg. Don't miss twice. Mag die Here ons help in ons gewoonte. Kom ons sluit ons oë vir 'n paar oomblikke. Laat toe dat die Heilige Gees nou in jou hart praat. Laat toe dat die Heilige Gees nou vir jou wys. Waar wil hy toetree? Wat 'n verskil wil hy maak? En waar wil hy jou gebruik? Ons het die Heilige Gees nodig, Here. Ons het nodig dat U ons sal lei en sal help, want ons wil manne wees wat regte wingmans vir mekaar is, maar ook vir ons huise, vir ons vriende, vir ons familie, by die werk. Help ons om hierdie goed net gehoorsaam te raak. Dankie dat U woord ook waar is. Dis U wat vandag in ons harte fluister. Ek wil jou help met habits en dan gee U ons nog die krag om dit te doen ook. En dan wanneer ons dit doen nadat U vir ons gewys het en gehelp het, dan prys U ons. Dis genade. Ons gee ons lewens aan U in Jesus naam. Amen. Ons insit onse Vader. Sit nie daar. Nie mekaar wil vas. Vra vir die Here terwyl hy onse Vader sing en die lewe inspreek. Nou gaan ek vir Dani vra om die seën te spreek as staas. Net daar waar jy sit. Kom ons sluit af in onse Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reën kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Geef ons vandag ons daagse brood en vergeef ons al ons skuld en niet soos ons vergeef die wat teen ons sonde laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die krag en die sterkte en die Here vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Staan sal op. Ek wil jou sien. Ek wil jou vanoggend seën met 'n ongemak. Met terreine waar die Here mag dit sobrang kan. Maar ek wil jou seën met 'n presence van die Here wat jou daar help en bystaan en sy krag in jou swakheid inbring en jou help om op te staan in goeie gewoontes. Ek wil jou seën met 'n sekere wete dat die Here is aan die werk in jou lewe en dat hy 'n plan met jou bestaan. Maar so goed
in sy genade en lof. Amen. Hallo, ons sien jou volgende woensdag, donderdag, woensdag by Bossa, Silverlake, donderdag Kazelhof, Provinsie Burger. WhatsApp gooi ons af van die groepe af, so, sê jy is volgende week hier, moenie worry nie, nooi die manne. Okay, dankie. Leon.